Goeiedag almal. Dis lekker om 'n bietjie saam te kuier. Vanmôre is dit my voorreg om 'n bietjie met Dominee Joubert Ferreira te gesels. Ehm hy is daar van Hoedspruit se wêreld. Hy's predikant daar. Ek gaan hom gou innooi sodat hy saam met ons kan kuier. Dominee Joubert, goeiemôre. Dis lekker om jou hier by ons te hê. Baie welkom. Meneer Skalk, baie dankie vir my groot voorreg. Baie dankie vir die geleentheid. Ja, sy man, ek is baie opgewonde oor dit waaroor ons vanmôre gaan gesels. Jy weet, dis baie min dat daar in die AP Kerk verband 'n nuwe kerk gebou word. En dit is altyd opwindend om oor so 'n projek te kan gesels. So voordat ons nou wil begin gesels, kom ons gee vir die ouens gou so 'n voorsmaakie. Julle daar by Hoedspruit het groot planne. Julle wil begin bou. Julle het nou vir ons so 'n 3D videoetjie aangestuur. Ek gaan so 'n stukkie daarvan gou vir die kykers wys dat hulle daarom net 'n bietjie 'n idee kry hoe dit gaan lyk en of hoe julle beplan dat dit gaan lyk. En dan gesels ons verder. Kom ons kyk gou lekker saam. So daar is die video. Jy kan ons maar 'n bietjie deur dit praat, Dominee Joubert. Ja, meneer Skalk, dit is maar die beplande kerkgebou. Dit is ons het nou lank getop oor hoe moet ons die ding doen. Ja, daar was nou eintlik al vir 'n paar jaar wat ons nou al die bal rondskop en wonder, moet ons maar net 'n kerksaal bou waar ons maar dat dit veeldoelig kan wees. En uiteindelik het ons besluit nee, ons wil graag iets nalat vir ons kinders en kindskinders, en het besluit om op die sandsteen kerk te bou, soos wat ons voorvaders maar ook gedoen het. Oral waar jy deur die land ry, sien jy hierdie groot pragtige sandsteen kerke, en het ons besluit ons wil graag soortgelyke iets doen. So die bouwerk is dan ook in sandsteen, wat hom ook redelik uniek maak, want daar's nie meer baie kerke wat in sandsteen gebou word nie. Alhoewel dit die buitekant is sandsteen, die binnekant sal nou gewone stene wees en gepleister word. Ja. Maar dit gee die gevoel van die ou tradisionele sandsteenkerke wat ons oral in ons land sien. Okay, maar kom ons gaan so 'n treetjie terug. Ons het nou 'n bietjie die idee gekry van waartoe jy op pad is en ek het nog 'n paar vrae vir jou daaroor want dit is lekker interessant. Maar hoekom 'n nuwe kerkgebou? As jy net moeg vir die ou kerkgebou, lyk hy nie mooi nie, raak hy vervalle of raak hy vol? Wat is die eintlike uitdaging? Ons het die probleem wat natuurlik 'n baie lekker probleem is, dit is dat ons kerkgebouetjie te klein is. Ons kan tans wel net dalk so 'n bietjie geskiedenis gee. Daar was 'n klein kerkgebouetjie voor in die kerkterrein gewees, wat vir baie jare gebruik is, en daar as ek reg kom seker omtrent maar so 60 of 80 mense in die kerkie pas. En 'n paar jaar later het hulle in die vroeë 2000s het dit te klein geraak en het hulle die kerkgebou wat ons tans gebruik gebou hier in rondom 2005, 6 en 7, en hy kon toe daarom so 240 mense op 'n Sondagoggend akkommodeer. En deur die genade van bo het ons gemeente in die laaste paar jare so 'n bietjie gegroei, so wat ons nou so net so rapsie oor die 400 is saam met die beleidend en dooplidmate. Met die gevolg is ons pas nie meer in nie. En ons is dankbaar vir die groei wat daar is. Ons het nou vir die laaste paar jare 'n redelike konstante so tussen 15 en 20% groei elke jaar, wat beteken dat as ons op die traject voortgaan, het ons so 10 jaar, dan is ons volgende kerkgebou ook vol, dan kan ons dalk nog groter bou. Maar ja, dit is op die stadium die probleem, is ons het net nie meer spasie nie. Ons sit ook met die ding dat ons het nie verbondsonderrig lokale nie. So ons beplanning is dan om die huidige kerkgebouetjie, wat nou maar eintlik maar net 'n vierkantige gebou is, op te deel in klaskamers, wat dan uiteindelik vir ons dan verbondsonderrig lokale sal gee, en dan het ons nou die nuwe kerk waarin ons dan wat ons sal inwy as ons kerkgebou. Dit klink alles baie opwindend, maar dit is nie 'n goedkoop speletjie nie, nê. Dit kos natuurlik nou geld en party ouens sal nou vra, wel ek is nou geïnteresseerd eintlik en dis hoekom ek sommer ook die vraag vra. Hoekom sandsteen? Jy het nou genoem dit is baie uniek aan Suid-Afrikaanse kerke. Ek vermoed dis seker een rede. Daarmee saam, hoekom so 'n groot kerk? Ons weet nou die getalle, maar hoekom nie net 'n groter saal tipe kerk nie? Hoekom kies julle vir 'n spesifieke
vorm van 'n kerk. Ek sien 'n baie mooi kloktoring wat julle beplan ensovoorts. En ja, praat dan 'n bietjie met ons oor die koste. Waar gaan julle die geld vandaan kry? Ja, dis altyd die groot uitdaging. Want ja, die rede hoekom ons nou juist gekies het om dit op die wyse te bou, is dat ons iets wil nalat vir die geslagte. En eintlik lê daar 'n stukkie hoop ook daarin, in 'n tyd waarin baie van ons gereformeerde kerke eintlik maar krimp, waar baie mense negatief is oor die kerk, waar daar baie mense is wat wegbeweeg uit die kerk uit, is daar, wil ons graag so ietsie daar neersit, 'n baken van hoop en sê, maar weet jy wat, hier is hoop. En ons wil nie net 'n ou saaltjie bou wat sê, ag ons sal maar kyk hoe gaan dit nie. Ons bou ook in die geloof, ons sê, maar ons wil iets oordra vir die volgende geslag. En as ek nou die beeld kan gebruik van die ligtoring, nou weet jy nou daar op Mosselbaai is en jy sien die ligtoring die dag wanneer dit nou stil en die son skyn, dan is 'n ligtoring nou nie baie werd nie, dan gebruik niemand hom nie. Maar wanneer dit donker is en die storms kom, dan is 'n ligtoring nogal van kardinale belang. Dit gee hoop, dit gee rigting. En ons reken ons is daar op die stadium in die wêreld ook. En dit is oorloë en dit is probleme en dit is ekonomie en dit is al die dinge. En ons wil graag sê, maar weet jy wat, daar's hoop. Ons wil die ligtoring wees, natuurlik nie ons nie, natuurlik die lig van Christus wat ons het laat skyn. Maar dit is iets daarvan om te sê, maar ons bou in die geloof, ons bou 'n groot kerk, in die sin dat ook dit 'n baken is hier in Hoedspruit. Hier is nie ander kerke in die omgewing wat regtig groot kerkgebou het nie. Meeste is maar saaltjies of sommer 'n plek waar hulle bymekaar kom. Daar's nie regtig 'n kerkgebou in die sin soos wat ons nou wil oprig nie. En daarom wil ons ook iets van die geloof ook oordra vir die volgende geslag en sê, maar hier is 'n kerk en ja, dis nog 'n indrukwekkende. Ek dink as ek reg is die kloktoring so 27 meter hoog. So jy gaan hom redelik van ver af, as jy daar deur die Strydom-tunnel kom, wil ons hê moet jy al die liggies sien. So ons wil graag dit ook daar, nie daardeur vir onsself te sê of kyk wat ons bereik nie, maar om te sê hier is die plek waar ons die Here aanbid en ons bring natuurlik aan die Here die eer ook daarvoor. Maar ja, soos jy sê, dit het 'n koste element. Nou ons totale koste wat ons beraam vir die kerkgebou self is hier in die omgewing van so 16,5 miljoen rand. So dit is 'n lekkerlywige bedryf. En dan moet daar nog natuurlik die afwerkings kom, die houtwerke, die banke. Ons wil graag 'n pyporgel in die kerk insit. Ons gedagte is ook ons hoop om eendag ook die res van die kerkverband hierheen te nooi, dalk vir 'n volgende synode sitting, dan het ons ook die fasiliteite om dalk dit te akkommodeer. So ons wil graag, ons het ook daai gedagtes wat ons ook koester hier. So ja, daar's genoeg spasie en ons wil dit graag 'n tradisioneel gereformeerde Afrikaanse kerk hier bou en ons wil graag wat die Engelsman sê, 'n statement maak amper. Nie vir onsself weer eens nie, maar om te sê hier is die kerk van die Here. Soos ek sê, hoe ons dit gaan finansier, dis kom ons nou juist ook vanmôre 'n bietjie so saam gesels. Ons wil graag met die Afrikaanse kerke of die AP kerke in die land ook gesels en vra, wil julle ons nie help nie? Ons het 'n webtuiste wat ons ontwerp het, waar jy kan in opskakel, jy kan klik op die skakeltjie en dan vat dit jou na ons webtuiste. Daar word so 'n bietjie vir jou gesê wie is die span, wie is die ingenieurs en die argitekte en al die manne wat vir ons op die bouperseel werk. Daar's ook 'n bietjie foto's van waar ons trek en hoe dit lyk. En dan is daar ook 'n plekkie waar jy kan aanlyn stene koop. Steen kos R100 per steen en dan kan jy nou op die skakel klik en daar kies jy dan vir jou hoeveel stene jy wil koop en dan doen jy soos wat jy 'n aanlyn betaling vandag doen op enige ander platform, kan jy dan op die manier ook stene koop en ons help op die manier. Dan wil ons dan die versoek aan die AP kerke rig en sê asseblief help ons. As elke gemeente dit vir ons dalk so 'n bietjie kan adverteer, daar is dalk mense wat sal bereid wees om in te koop en 'n paar rand te skenk. Is welkom om met ons ook kontak te maak. As daar dalk iemand anders is wat vra het, is jy welkom. Maar ja, as ons vir die gemeentes kan vra koop 'n paar stene, dan help jy ons ook om hierdie droom te verwesenlik. Ja, dankie Dominee Hubert. Ek dink dit is 'n
grootse projek en dit is sekerlik so dat 'n mens albei graag sal wil betrokke raak omdat jy ook 'n nalatenskap wil laat. Ehm en dit gee vir ons 'n geleentheid om met so min as R100 regtige bydrae te lewer. So as jy inligting soek, hier het ek dit op die skermpie gegooi, Dominee Joubert se telefoonnommer, daar is ook die projek se webadres, so www.anker.projek.com. Jy kan daarop klik dan, of dit net intik, en dan kan jy bietjie gaan kyk wat hulle daar doen. So vir interessantheid wil ek nou net 'n bietjie weet by jou, Dominee Joubert, waar gaan julle die sandsteen vandaan kry? Hanskap, dit is nou een van ons uitdagings is om dit eintlik die sandsteen kan ons kry, ons gaan dit van Clarence se wêreld af kry. So daar en dan ons groot uitdaging, ons gaan so 200,000 stene gebruik, sandstene. Nou dis nie die groot blokke wat ons altyd aangewoond is wat ons dalk nou in die ou kerke sien nie. Hulle sny hom in die standaard baksteen grootte om dit so 'n bietjie makliker die bouwerk te maak. So ons het so 200,000 van daai stene nodig. En ons groot uitdaging is ons moet daai stene op een slag natuurlik koop, want hulle sny dit uit een blok uit. Anders is die kleure nie dieselfde nie. Jy kan nie nou 'n 10 koop en oor 'n paar weke weer 'n 20 nie, want dan lyk die eenvormigheid nie lekker nie. So ja, ons groot ding is ons moet nou die 200,000 stene moet aangekoop word uit Clarence uit en dan natuurlik vervoer word. En dit is die grootste koste is om daai stene nou hier in Hoedspruit te kry, want dit is 'n hele entjie. So ja, net so vir interessantheid dalk, ons vervoerkoste van die stene beloop omtrent R1 miljoen aan vervoerkoste. So dit is maar 'n groot uitdaging en 'n groot koste wat ons aangaan. Alright, ja, dit is baie so. Jy sê 200,000 sandstene, maar julle gaan binnekant met ander stene bou. So hoeveel stene wil julle verkoop? Maar ons wil die 200, ons het as ons teen R100 'n steen wil ons graag 200,000 stene verkoop. So dis waar ons by die bedrag uitkom wat ons dan nodig het om die kerk te volle te bou en dan natuurlik die afrondingswerk ook. So ja, so as ek het nou my sommetjies gemaak, ons is amper 200 gemeentes in die land. En as elke gemeente nou net vir ons 1,000 stene verkoop, dan is ons daar. Dan bou ons die kerk. So hulle moet nou nie terughou nie. Hulle kan gerus 'n bietjie vir ons laat weet. Die ander ding wat ons ook vir gemeentes wil uitnooi is, daar is kleiner gemeentes wat dalk op die stadium nie leraars het nie, en dat ek weet baie van hulle skakel ook in by ander gemeentes en baie van hulle het neseiers wat daar lê wat hulle nie gebruik nie, wat hulle nou maar gebruik om net die bestaande geboue te onderhou. En ons wil ook dan vir hulle vra maar raak betrokke, help ons met die bou van die kerk. En dan kan mens later ook natuurlik kyk na direkte uitsendings en die klas van dinge, want ons sal ook, dit is ook ons beplanning om dan die fasiliteite so in te rig dat ons direk kan uitsaai na ander gemeentes indien daar so behoefte is. So as daar dalk van die kleiner gemeentes is wat nou 'n paar rand in 'n neseier het en weet nie wat om daarmee te maak nie, dan vra ons druk dit hier vir ons in hierdie kerkgebou in ons projek, en dan kan ons op die manier ook hande vat en dalk bediening ook help sodra die kerkgebou dan nou aan die gang is en alles loop. Ons hoop dat as die finansies dit toelaat en as die Here dit so wil, dat ons teen Desember volgende jaar wil ons graag die kerk in gebruik neem. Ons mik vir die 16de Desember, wil ons graag die geleentheid gebruik om die kerk dan in te wy. Maar ja, dit hang nou maar ook af van omstandighede en daar's 'n klomp dinge wat in plek moet val, maar dit gee so min of meer 'n tydraamwerk van wanneer ons graag wil die projek afhandel. Ja, so julle wag ook nou nie vir geld nie, julle bou in die geloof en ek kan hier so 'n bietjie wys. Hier het hulle reeds begin om die fondasies oop te grawe en ja, die fondasies word nou iewerster gegooi, nee, as ek reg is dit vandag wat dit gegooi word. Dit is hier waar ek by my kantoorvenster uitkyk, ry die sementtrokke op en af. Ja, ons het ons fondasies vanmôre, ons gooi so 200 kubieke meter sement word vandag, wel 290 kubieke sentimeter, dis 'n redelike groot fondasie.
Net vir die idee te gee, net die kloktoring alleen is omtrent, se fondasie is omtrent, soos die bouers nou sê, 73 cubes. So dis 'n klompie sement wat afgelaai word vandag. Ja, so die fondasies word vandag gegooi. Ons mikpunt is om teen die einde van die jaar op vloervlak te wees. So ons het dis ons gedagte. Die fondasies moet nou vir 'n maand staan en goed hard word en alles moet nou regkom en dan wil ons graag verder gaan met die vloer en al die ander dinge wat moet gebeur. So ons wil graag teen die einde van hierdie jaar poog ons om op vloervlak te wees as die dinge regloop. Sjoe, Dominee Joubert, nee, ons sê vir julle baie sterkte met die projek. Weer eens, ek gaan gou vir oulaas die inligting hier op die skerm gooi, sy telefoonnommer en ook die webblad daar wat julle kan gaan besoek. Kontak hulle gerus as jy by die projek wil betrokke raak. Dalk het jy ander maniere waarop jy wil betrokke raak as sê maar bloot finansiëel. Jy is dalk bereid om met die bakkie daar by Clarence verby te ry en 'n paar stene op te laai en vir hulle aan te ry. Dit sal help. So kontak hulle asseblief en baie sterkte. Ons is baie opgewonde saam met julle. Ons kan nie wag dat hierdie gebou ook moet verrys nie as 'n baken van hoop. Nee, wat ook sê, maar ons word nie vasgevang deur ons omstandighede nie. Ons bly bou. Ons bly vertrou want die Here is in beheer. Al lyk dinge rondom ons asof dit alles verval en agteruit gaan, kan ons hoopvol bou vir die toekoms en vir die nageslag want God is in beheer van die toekoms. So alle sterkte met julle projek. Ons bid julle die Here se rykste seën toe op dit, hoor. Skalk, baie dankie en baie dankie vir die geleentheid. Ja, dit was dan Dominee Joubert Ferreira gewees wat saam met ons gekuier het vanoggend en ons sê vir hom baie dankie vir sy betrokkenheid hier en sy deelname aan ons programmetjie. Deel gerus hierdie video as jy weet van mense wat by hierdie projek sal wil betrokke raak en kom ons help hulle om hiervan 'n groot sukses te maak. Tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is.